'n baie goeie vriendin het gereeld gesê, "Ai, ek wens ek was eerder wys as vet." Nie slim nie, nie vol kennis nie, maar wys. Wysheid was nog altyd 'n baie belangrike konsep, ook in die Bybel. En daar is soveel besonderse tekste in die Bybel oor wysheid. Maar ek wil hê ons moet een lees, een van hierdie gedeeltes. Dis 'n gedeelte uit Psalm 119. Ons lees saam Psalm 119 van vers 33 tot 40. En ons kyk wat hierdie teks uit die Psalm vir ons leer oor wysheid. Here, onderrig my in die pad van u voorskrifte, sodat ek end uit daaruit kan bly. Gee my insig sodat ek by u wet kan hou, dit met my hele hart kan nakom. Begelei my op die pad van u bevele, want daarin vind ek vreugde. Laat my hart na u bepalings neig en nie na winsbejag nie. Wend my oë daarvan af om na nuttelose dinge te staar. Hou my lewend op u paaie. Doen u woord gestand aan u dienskneg, u woord wat ontzagwek vir u. Neem die bespotting wat ek vrees van my weg, want u beslissings is goed. Kyk, ek verlang na u opdragte. Hou my lewend deur u geregtigheid. In die vroeë kerk het hulle die sogenaamde O-antifonie gehad. Die 7 dae voor Kersfees het hulle by hulle aandgodsdiens het hulle aan een of ander beeld uit die Ou Testament gedink wat op Christus van toepassing gemaak is. En dan het hulle dit gebruik as nie leermiddel nie, maar as 'n geleentheid vir stil word. Die eerste een daarvan was dan wysheid. O sapienta in Latyn, o wysheid. Wat gebeur het is, hulle het by mekaar gekom en het elke aand by huisgodsdiens die lofsang van Maria gesing. Dan het die kantor, dis nou die voorsanger, die voorganger, hy het dan die volgende gesê. Ek gaan vir julle die Latyn wys, maar ek gaan dit regtig nie probeer sê nie. Ek sal vir julle die Afrikaans lees. Hulle het met ander woorde nou by mekaar gekom, by hulle aandgodsdiens by die huis of by die kerk, het die voorganger dan die volgende gesing. O wysheid, u wat uit die mond van die Allerhoogste voorkom, wat alles omvat van begin tot einde, wat alles met krag en sagtheid orden, kom en leer ons die weg van insig. Dan het die gemeente die lofsang van Maria gesing, dan het hulle dalk 'n psalm gelees, maar dan het hulle geëindig, weer geantwoord met hierdie antifon van O sapienta, o wysheid. En dan het hulle stil geword. Dit gaan daaroor dat ek sê, o wysheid, kom en leer my. Wysheid moet my kom en leer. En hierdie wysheid is dan nou nie soos 'n godin van wysheid of so iets nie. Hierdie wysheid het hulle natuurlik op Christus van toepassing gemaak en daar's 'n rede daarvoor. As 'n mens kyk na die konsep van wysheid in die Bybel, dan sien ons iets baie interessants. Die Bybel sê vir ons dat wysheid reeds by die skepping teenwoordig was. Die mooiste gedeelte oor wysheid is sekerlik Spreuke 8. Daar word wysheid voorgestel as 'n vrou wat mense wil verlei. Wysheid is hierdie vrou wat sê, los nou hierdie ander stupid vrouens, kom na my toe, ek wysheid kan julle leer. Wysheid wat reeds aan die begin by God was, en Job sê dit ook, baie van die psalms ook in van die buitebybelse Hebreëse geskrifte sê hulle dat wysheid het van die mond van God uitgegaan. Ek wil dit amper in my terme sê, die DNA van die skepping, die gom van die skepping, is die wysheid van God. As ek dink aan skepingsordeninge, sekere natuurwetmatighede, die eenvoudigste een is as jy iets in die lug gooi, kom hy af. So you see, I proved that gravitation is a force whereby any two bodies attract each other in proportion to the product of their masses, and inversely is the square of the distance between them, Mum. You mean what goes up must come down? Yeah. Gravitasiewette, al hierdie natuurwette.
Dis ongelooflik belangrik en dis ongelooflik slim. God het die skepping wonderlik gemaak. Ag, ek wil nou nie eers daarop ingaan nie, as jy begin met plante. Hoe dat ons as mense plante manipuleer, maar jy kan nie iets manipuleer wat nie in beginsel daar is nie. God se skepping is ongelooflik. En wat doen die wetenskap? Al hierdie wetenskaplikes samel kennis in om God se skepping te verstaan. Wysheid was van die begin af by die skepping, deel van die skepping. En nou, die hele Ou Testament deur, bid hulle vir wysheid. Hierdie Psalm wat ons saam gelees het. Die woord wysheid kom nie een keer daarin voor nie, maar die hele gedeelte spreek van 'n behoefte aan wysheid. Wat is wysheid? Wysheid is om iemand te hê wat jou help op die pad. Wysheid is die iets of iemand wat vir jou begelei. Ek kan nie anders nie, ek dink aan ons moderne konsep van 'n mentor. 'n Mentor is as ek besig is met 'n studie, dan is daar iemand wat meer weet as ek, iemand wat meer ondervinding het as ek, en hy vat my aan die hand en hy lei vir my. Dit was hulle idee van wysheid. Wysheid is nie net 'n klomp kennis nie. Maar selfs kennis, wat was die Bybelse idee van kennis? Ons dink in terme van kennis en wysheid baie keer as inligting. Nie daai tyd nie. Die woord wat vir kennis gebruik word, is 'n woord wat dui op 'n verhouding. Toe ons kinders was, het ons met die ou 53 vertaling groot geword, en dan het ons as kinders baie gegiggel, want as hulle nou lees van groot mensgoeders, het dan daar gestaan, die man het die meisie beken. Ons het gedink, dis nou hoe die groot mense probeer maak of ons as kinders nie weet wat hulle van praat nie. Maar eintlik is dit baie mooi, want die Hebreëse woord vir seks is die woord om te ken. Dit maak 'n groot verskil. Dis hoekom hulle nie liefde gemaak het nie. Hulle het mekaar geken, hulle het mekaar beken. Dis hoekom hulle nie maar net los en vas seks gehad het nie. Seks het gedui op 'n baie intieme verhouding wat mense het. Dis hoekom as ek sê ek ken God, is ek so intiem met God soos wat 'n man en 'n vrou wat saam is in die bed. Kennis dui op 'n verhouding. Daarom wysheid dui soveel meer op 'n verhouding. Wysheid is die een wat die pad saam met my loop. Dan kom ons nou by die Nuwe Testament, en die Nuwe Testament gee 'n verrassende inhoud aan die konsep van wysheid. Ons moet onthou, die Nuwe Testament is lank, seker 400-500 jaar na van die Ou Testament gedeeltes geskryf, en in die tyd van die Nuwe Testament het jy die Griekse filosofe gehad. Slim mense, mense wat baie goed beredeneer het. Ons werk vandag nog met die Griekse filosofie. Maar baie duidelik het die Nuwe Testament dan veral Paulus vir ons kom leer dat wysheid is nie 'n klomp inligting nie. Wysheid is 'n persoon. En daardie persoon is Jesus Christus. Die baie bekende gedeelte in 1 Korintiërs 1 lees ons dat die Grieke soek wysheid en die Jode soek wondertekens, maar wat verkondig ons as kerk? 1 Korintiërs 1 vers 24, vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Jesus het wysheid verpersoonlik. As die mense praat oor Jesus, het hulle gesê, "Sjoe, hy het vir ons 'n klomp inligting gegee." Nee, hulle het gesê, hy het met ontsag geleer. Nie soos die Fariseërs en die skrifgeleerdes nie. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het gesê, dit moet julle doen, dit moet julle doen. Dis asof hulle weggekruip het agter reëls en wette. Wat het Jesus kom doen? Hy het die wet kom, ek wil nou amper sê, beliggaam. Hy het geleef soos wat God wil hê mense moet leef. Hy het liefde vir God, liefde vir die naaste uitgeleef. En as hy daarom geleer het, as hy daarom vir ons soos in die bergrede geleer het, dit moet julle doen, dit moet julle nie doen nie, dan het die mense geluister, want Jesus se hele lewe het getuig daarvan. Die belangrike as ons hier in die begin van die jaar wil stilstaan by Jesus as die wysheid van God, is dat ons by daardie punt sal kom om te besef, wysheid is om in 'n verhouding te wees. In 'n verhouding met die een
wat vir jou kan leer. Daarom kan ek praat van baie wyse mense in my lewe, baie mentors in my lewe. En ja, die belangrike is nie die inligting wat ek by hulle gekry het nie, maar dit wat hulle menswees vir my geleer het. Ek dink nou terug aan jare gelede by die universiteit, ek het baie verskillende klasse geneem, nie net by teologie nie, en ek het ook vriende gehad wat dosente was in verskillende dissiplines, kunsgeskiedenis, sosiologie, drama, oral. En wie onthou ek? Ek onthou die mense wat, ek wil nou amper sê, my laat goed voel het. Die mense wat as ek in hulle teenwoordigheid was, of ek nou met hulle persoonlik gepraat het, en of ek nou maar net 'n student was wat daar in die klas gesit het, maar as hulle gepraat het, het hulle waarde toegevoeg tot my lewe. En dit onthou ek. Dis die wyse mense wat ek glo my lewe gevorm het. As ons kyk na hierdie Psalm, dan kom die digter van Psalm 119 en hy sê, Here, ek soek nie 'n klomp inligting nie. Inligting kan ek maklik in die hande kry. ChatGPT. Ek gebruik ChatGPT verskriklik baie en hy gee vir my ontsettend baie inligting. Maar wat ek baie keer doen, die inligting wat ek kry, ek spiegel dit teenoor mense. Ek sal vir hulle sê, "Haai, ek het dit en dit gehoor. Wat dink jy?" So die inligting wat ek kry, ek gebruik mense om dit te omskep in wysheid. Kyk net wat lees ons in die Psalm. Here, onderrig my in die pad van die voorskrifte, sodat ek einduit daarby kan hou. Here, ek wil nie net die wette ken sodat ek dit kan opnoem een vir een sodat ek 'n toets kan deurkom nie. Ek wil my einduit daarby hou. Here, gee my insig dat ek die wet kan hou, dit met my hele hart kan nakom. Dan sê hy, begelei my op die pad van u bevele, want daarin vind ek vreugde. Dis vir my lekker om reg te leef. Dis vir my lekker om te weet wat om te doen en dit te doen. Wend my oë daarvan af om na nuttelose dinge te staar, hou my lewend op u paaie. Daar is baie goed in die wêreld wat vir ons belangrik is, maar in terme van die ewige lewe het dit geen waarde nie. Wat hy hier sê is, Here, help my om nie my tyd te mors om te staar en te begeer na dinge wat nie my lewe kan verryk nie. Wat is dit? Ons ken hierdie goederse. Geld, posisie, status, kar wat ek ry, watter skool was ek, watter universiteit, watter politiek, al hierdie dinge. Dis goed wat vir my verskriklik baie kan help in hierdie lewe. Maar as ek eendag by die poorte van die hemel kom, gaan Petrus vir my, as ek dit nou so kan stel, niks van hierdie goed vra nie. Al wat saak maak is, dat ek die Here geken het en die pad saam met hom geloop het. Daarom, Here, hierdie nuttelose goed, help my om nie daarna te staar nie. Ja, ek gaan nie goed nodig hê, ek gaan van dit bekom. Maar ek staar nie in begeerte daarna nie, want ek bid dat u my sal lewend hou op u paaie. Julle sien, hierdie persoon is nie in 'n krisis nie, hy is besig met sy lewensverloop. Hy wandel die pad van die lewe. En nou kom hy en hy sê, Here, ek wil hê u moet vir my leer. Ek wil hê u moet vir my leer, sodat ek wysheid kan bekom, sodat ek die pad, die regte pad, kan bewandel. Want dit gaan maak dat ek vrymoedigheid het in my verhouding met u, want ek weet, ek doen die regte dinge. En dit gaan maak dat ek met my medemense op 'n goeie plek gaan wees, want hulle gaan weet waar hulle met my staan. Ek gaan betroubaar wees. En dan vir my is dit baie belangrik, diep binnekant as ek gaan slaap, gaan ek lekker slaap. Ek gaan rustig slaap, want ek weet, ten spyte van my swakhede en my sondes, loop ek die pad van die Here. As hulle by mekaar gekom het en gesê het, o wysheid, leer my die pad, dan het hulle gewoonlik stil geraak. Dan het hulle stil geraak en gesê, ja, ek gaan nou by myself dink, ek maak my oë toe en ek mediteer en ek dink, waar kort ek wysheid, waar sukkel ek om die pad van die Here te loop, waar het ek nodig dat die Here vir my moet lei, vir my moet help. Ek gaan dit weer sê, ons probleem is nie inligting nie, want inligting kan jy enige plek bekom, veral vandag. Ons probleem is, ek wil nou amper sê, wat maak ek met daardie inligting wat ek het? Hoe integreer ek dit in my lewe en hoe leef ek dan?
daarvolgens. Ek hoef nie vir julle te vertel nie, elkeen van julle kan vir my honderde voorbeelde noem, van mense wat weet wat hulle moet doen, mense wat 'n job ken, maar hulle kry nie die aanstelling nie. Hoekom nie? Hulle het nie die papiere nie. Of mense wat 'n werk doen en hulle doen dit baie goed, maar hulle word nie betaal vir wat hulle doen nie. Hoekom nie? Omdat hulle nie die papiere het nie. Ons leef in 'n baie snaakse wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar papiere, kwalifikasies alles is. Ek het geleer ek moet in my studeerkamer al my grade en al my kursusse wat ek geslaag het opplak, sodat my kinders kan sien in watter omgewing hulle groot word, sodat mense wat by my kan kom, kan sien hulle het hier met iemand te doen wat geleerd is. Die hele idee van togas wat ek dra. Die professors dra togas, en in die ou tyd het die dominees se toga gedra om te wys dat ek 'n geleerde man is. Wat help al daardie goed my? As mense nie in my kan sien dat ek 'n kind van die Here is nie. As mense nie in my lewe integriteit kan sien nie. En daarmee, ek wil dit nie eers sê nie, daarmee bedoel ek nie ek doen nie sonde nie. Daarmee bedoel ek nie ek is volmaak nie. Maar 'n klomp papiere teen die muur sê vir my, jy het 'n goeie geheue. Dit sê vir my, jy kan goed dinge onthou en dit weergee in eksamen. Maar dit sê nie vir my iets van jou menswees nie. So is daar baie mense wat, as ek hulle vra om iets te doen, sê nou maar met bouwerk, sê nou maar met elektrisiteit, met sonpanele, met wat ook al. Mense wat skitterend is, wat die goed doen en wat slim is. Wat nie net 'n papiertjie kan lees en kan volg wat die papiertjie sê nie. Maar mense wat regtig waar slim is en die werk kan doen. Maar hulle het nie papiere nie. En dit hinder hulle. Dan kry jy mense wat regtig waar, soos 'n papegaai 'n klomp goed kan leer, hy kry 'n diploma of 'n graad, maar hy kan nie die werk doen nie. Maar hy kry die pos omdat hy die papiere het. Ek probeer glad nie akademie afkraak of sleg sê nie. Wat vir my belangrik is dat ons moet besef, as dit kom by wysheid in die Here, dan gaan dit nie oor kennis en insig nie. Een van die mooiste stories, ek is ook al moeg om dit te vertel, maar ek het op Bloemfontein filosofie geleer, juis die wysbegeerte van die wetsidee, en een van hulle, ek wil nou amper sê, voorvaders, Abraham Kuyper, hulle vertel die storie van hoe dat hy 'n predikant was, 'n geleerde predikant, hy het 'n universiteit begin, maar hy het by 'n vissersvrou in die hawe huisbesoek gedoen. En hierdie vrou wat nie eers haar eie naam kon spel nie, het hierdie geleerde predikant na die Here toe gelei. Hy was 'n teoloog, hy was 'n predikant, maar hy het nog nie die Here geken nie. Maar daar by daardie vrou het hy die Here ontmoet. Dis waarom dit gaan. Dis waarom dit gaan vir hierdie jaar. Hoe gaan ek hierdie jaar oorleef? O wysheid, o Christus, U wat die wysheid beliggaam. Lei vir my. Moenie net vir my leer nie, maar vat my hand en lei vir my in hierdie jaar. Want ek gaan nie hierdie jaar maak met 'n klomp kennis en 'n klomp insig nie. Ja, ek is baie eerlik met julle. Ek wil soveel as moontlik kennis bymekaar maak, want ek het baie kennis nodig om my voetwerk in hierdie lewe reg te kan doen. Maar as ek nou al hierdie kennis het, Here, dan soek ek nie iemand wat vir my nog iets kan vertel nie, maar ek soek iemand wat my kan dra. En o wysheid, o sapiente, o Christus, U is die wysheid van God wat vir my suksesvol kan dra. Amen. Here Jesus, dis wonderlik om te weet, U is die wysheid van God, U is die krag van God. Here, ek het baie maniere hoe ek my kragte kan verbeter, nie net fisiese kragte nie, maar ook lewenskragte, en ek het baie inligting wat ek moet bymekaar maak, maar as ek al hierdie goed het, Here, dan kom staan ek voor U en ek vra vir U, wees U die wysheid wat hierdie dinge in my lewe integreer, wat vir my dra, en vir my sal help om 'n goeie jaar te hê. Dankie Here dat ek dit van U kan vra, want ek weet Here, U sal dit vir my doen, want U wil dit doen. Dis een van die redes waarom U mens geword het, om ons te kom lei. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.